Goeiemôre vriende. Ons is hier by mekaar om vir Tannie Minnie totsiens te sê. Sy is al klaar by die huis, maar ons kom by mekaar as familie en vriende om vir haar te groet op hierdie manier. En dis ook die regte manier, want sy was een van ons. Sy was ook 'n medegelowige. Een van ons Christus familielede. So ons is hier, en die Here is hier, en ek glo dat hy vanoggend vir julle elkeen wil aanraak, en met julle wil praat. So kom ons stel onsself in om sy stem te hoor. Kom ons bid. Here, ons sê dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Ag Here, dit is nou nie die omstandighede wat ons sou gekies het om mekaar weer te sien nie, maar dit is nou hoe dit is. En ons is dankbaar, Here, dat ons almal hier is, veilig hier is, en dankie vir elkeen wat gekom het, om ook 'n hand om die skouer te sit vir hulle as familie. Here, as ons hartseer is, dan neem ons maar altyd ons toevlug na ons hemelse Pappa toe, want ons weet, hy verstaan, en hy sal ons troos. En daarom bid ons dat U ook nou, as ons die Bybel lees, en as ons hier saam is, die ervaring sal hê, dat U hier teenwoordig is, by elkeen van ons, dat U vir ons aanraak, met U genade, U liefde en U troos. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, ons kan maar net so bly sit, dan sing ons eerste lied, lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ons gaan vanoggend lees uit Psalm 27, is 'n versoek van die familie, omdat hierdie Psalm ook vir Tannie Minnie na aan die hart gelê het. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê.
Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring, ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie. Want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Ja, al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teen my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Die nuutste 2020 vertaling skryf dit so: wag op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, wag op die Here. In Psalm 27 ontmoet ons 'n mens wat geweet het wat dit beteken om God te vertrou. Dis 'n lied van vertroue. Ons hoor dit al in die eerste versie wat sê: die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Dis die eerste versie. Ook die heel laaste versie wat sê: vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Hierdie psalm speel af van 'n oorlogssituasie. Die digter sê: selfs al sou die aanval op my al begin, sou ek nog steeds vertroue hê. Vers 5 sê: op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Hy sê in vers 9: U was nog altyd my hulp. U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Vriende, ons het vir Tannie Minnie geken, en ons kan met vrymoedigheid sê dat haar lewe was ook 'n lewe van vertroue in God. Sy was 'n kind van die Here wat intiem, kinderlik eg met die Here geleef het. Haar lewe was 'n lewe van vertroue in God. Nou, sy was sekerlik nie in 'n oorlog betrokke soos die digter nie. So sy kan nie regtig saam met die digter praat nie, maar haar lewe was ook maar nie altyd maanskyn en rose nie. Hierdie lewe is maar partykeer vir ons ook 'n stryd. Sal dit nou dalk nie as 'n oorlog beskou nie, maar tog 'n stryd. En sy het ook in haar moeilike tye, het sy haar toevlug geneem na die God vir wie sy vertrou het. En daarom was Psalm 27 vir haar so kosbaar. Sy het vreesloos vertrouend met God gelewe. Sy sou saam met Psalm 27 se digter kon sê: die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. U was nog altyd my hulp, sou sy kon sê. U alleen is die God wat my red, sou sy kon sê. Sy sou ook kon sê:
Al sal my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. En die Here het haar onder sy sorg geneem. Sy het geweet, die Here sal haar nooit verlaat nie. Die Here sal haar altyd onder sy sorg neem. Sy het geweet, hy sal haar beskerm en vashou in alle omstandighede. En ons kan weet vandag, selfs die laaste vyand, die dood, kon haar nie wegneem van God af nie. Die dood het haar weggeneem van julle af, van ons af. Maar die dood het haar nie weggeneem van God af nie. Paulus beskryf dit ook later as hy sê, daar is niks in hierdie lewe nie. Niks. Regtig niks, selfs nie die dood, wat kan skeiding bring tussen ons en God nie. En dit kan ons ook weet. Die dood het haar weggeneem van julle af. Maar die dood het haar nie weggeneem van God af nie. Trouwens, die dood het haar net laat oorgaan na die ander kant toe, om vir ewig by God te wees. Die dood het haar net huis toe geneem. En daarom kon sy ook na die einde toe vreesloos die dood tegemoet gaan. Want sy het geweet, haar Here wag vir haar om huis toe te kom. Nou wat vir Tannie Minnie waar was in haar lewe, is ook vir ons en vir julle as gelowiges waar. Psalm 27 is ook vir julle. En wat is dit wat waar is vir julle? Uit Psalm 27. Dat God ook julle lig in julle donker en julle redder sal wees. Dat hy ook julle toevlug sal wees. En dat julle daarom niks hoef te vrees nie. En as daar krisisse kom, sal die Here julle vashou. En hy sal julle hoog op 'n rots laat staan. Hy sal julle hulp wees. Hy sal julle red. En al sou julle vader en julle moeder julle verlaat, soos nou gebeur het, sal God julle nooit verlaat nie. Hy sal julle onder sy sorg neem. Psalm 27 was waar vir Tannie Minnie, dis waar vir ons. En dan sluit Psalm 27 af met hierdie pragtige oproep vir ons wat nou nog lewe. En ek is seker Tannie Minnie sou dit vandag ook vir julle, haar kinders, haar familie, ek dink sy sou dit vandag ook vir julle wou sê. Want dit was die grondslag van haar lewe en sy sou dit vandag vir julle wou aangee. So neem dit vandag as die woorde van God, maar ook as die woorde van julle ou moeder vir julle lewenspad vorentoe. Wat is dit? Wat is hierdie woorde wat sy vir julle wil gee? Vers 14. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Of soos die ander vertaling dit sê, wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Sy het God haar lewe lank vertrou. Sy het gewag op die Here. En die Here het opgedaag om haar te kom haal. Wat beteken dit om God te vertrou? Dit beteken om op hom te wag. Om te wag dat hy in jou lewe sal doen wat hy wil doen, wat reg is vir jou. Op sy manier en op sy tyd. Wag op die Here. So die Here stuur ons op ons lewenspad nou verder met hierdie woorde: vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Amen. Ons sê dankie Here vir hierdie woorde wat U vandag vir ons kom gee. En ons weet dit was woorde wat ook diep in Tannie Minnie se hart gelê het.
Here, ons is hartseer, maar ons is tevrede. Ons het vrede, want sy het vrede. Sy is huis toe. Ons is nog op pad, maar ons wag op U, Here, dat U sal doen in ons lewens wat U weet reg en goed is. Op U tyd en U manier. Leer ons om op U te wag, om U te vertrou. Amen. Vriende, ek wil graag nou geleentheid gee vir Marius en Hugo om onderskeidelike huldeblyk te doen en die bedankings te doen. Allemaal baie welkom. Net 'n paar bedankings. Ek wil net dankie sê aan al die familie vir hulle ondersteuning en die wat kon maak vandag hierso. Jan Lebbe en Eden Funeral Service is baie dankie. Dominee Willem, baie dankie vir die diens. Was baie goed geweest. Oom Henny en Tannie Susan. Voor die ondersteuning en jullie hulp, allemaal. Dirk en Tanrina voor de vriendschap en bijstand die in moeilijke tijden alles uit en Johanse afsterven. Tony Gerdy voor liefde en vriendschap over elke decades. Die sal Wespromokke, baie dankie dat jy gekom het. Spesiale dank aan Hart en Rus Versorgingseenheid. Woordbestuurder Jonita van Wyk. Verpleegdienstbestuurder Tersha. Susan Michel van Skalkwyk, assistent Michel van Skalkwyk. Jodine Erasmus, Trika Olivier, Ada Boesen, Rana Kluko, Jodine Dijker, Charlotte Isaacs, Felicity Praatjies, Ursula Mikkels, Marie Snell, Henry Shamia, Debbie Pieterse, Hester van den Berg, Alicia Mohammed, Nikki Marie, Santi Pamplin, Elma Julius en Raideen Solomon. Baie dankie dat jullie so mooi na my gekyk het. Met liefde, respect en deernis. Die Here sal julle seën. En dan die tannies in die land, baie dankie. Ons waardeer julle vriendskap. Hoe julle moet al gewerk het, saam die pad geloop het. Die res sal julle ook seën. En dan was al 'n boodskapie. Ja. Die tannies van julle is allemaal vandag hier so. Ria Dieken, Linkie Bootma, Tina Libbe en Gerdan Hel. Baie dankie. En dat was 'n boodskap van Tannie Rina in Burg. Wat sy graag wil ons met julle voorlees. Dewe Mini op die 9 Augustus 2013. 2018 het jy met 'n bang in ons lewens ingekom by Dirk en Anastasia se troue. Waar ons ontdek. Waar ons ontdek het dat ons slegs 'n paar kilometer van mekaar af bly. En wat 'n wonderlike seën was jy vir ons. Wat 'n wonderlike seën was jy vir ons. Uit ons Here se hand, jy het ons lewens verryk en ek sal jou nooit kan vergeet nie. Ek mis ons geselsies, my môre en nag se boodskapies. En verdank so baie om jou weer in die woonstel deur met jou vriendelike glimlag te kan hallo sê. Elke drukkie woord, gebed saam was so spesiaal
Nie te praat van hoe 'n legkaart kom probeer bou nie. Liewe vriendin, jou lewenslegkaart is voltooi en elke stukkie presies op sy plek. Jy is nou perfek, volmaak, sonder pyn en hartseer. Ek gun jou die ewige vrede en vrede saam met die Jesus wat jou plek vir jou gereed gemaak het, sodat jy net kan het hom nou gemis. Wat jou plek vir jou gereed gemaak het, so jy nie kan aansit en deel aan die ewige feesmaal saam met hom. Nooit het ek jou nors of onvriendelik gesien nie, met enige een nie. Mag ons almal dit nastreef. En dan net boodskap aan die familie en vriende, of familie, baie sterkte aan Hugo, Santi, Marius, Marianne, Elma, Brian, en al die kleinkinders, en agterkleinkinders. Sterkte ook aan Ria, vir wie ook so baie beteken het. En dat jy bygestaan het, toe jy daar die noodlottige geval gehad het. Ons eer jou nagedagtenis, baie lief vir jou. Tot weerziens, Dirk en Rina. Goeiemôre almal. Ek skryf iets maar 'n bietjie klein so, maar 'n bietjie sukkel om te lees. Ons het so baie nagedink en ek dink ons het die ding seker 20 keer verander en so aan om te praat oor ma. En die vraag wat ons self gevra het, wie was ma Minnie en ouma Minnie? In ons experience, sy was 'n klein en fyn mensie in Portier. My lewe van 60 jaar was sy rots en soveel meer vir ons. Nou, is met jammer dat ons ook nog volgemoed ongelukkig klein sus Lizet en ou boetie Johannie hierso nie. So is nou net die twee stout tweelingboeties wat vandag hier staan. Jy moet 'n bietjie bereik oor maar wat sy vir ons alles gedoen het. Sy was getroue eggenoot vir ons pa. Sy het 1 dogter gehad en 3 seuns van wie hulle almal weer die tweeling was. En tussen my en Boet het ons haar lewe myl gemaak. Want ons was nou nie soeste groep seentjies gewees wat daar was nie. Boonop het ook gespog met 2 kleinseuns, 3 kleindogters, 2 agterkleinseuns en 2 agterkleindogtertjies. Maar mamma was, ouma was soveel meer as net 'n ma vir my en Boet, ou Boet en kleinsus. En ek wil nie volgens sê vir al die kleinkinders, Jerisi, Jaikie, Stefankie, ons een wat nie hier kan wees nie, en klein Daniela. Sy was baie lief vir julle gewees. En daar was 'n spesiale plek in haar hart vir julle almal gewees. Julle moet dit nooit onthou nie. Maar was ook 'n goeie kok gewees, baie lekker kos gemaak. My favourite was die curryhoender en die lekker ryspudding wat ons gekry het. Maar ook gesê, het sy was maar moeilike tannie, baie streng. En ek moet dit nie wegkom en baie goedjies. Ons het altyd die belofte gekry van ons pa vanavond die huis kom gaan ons stellig getrek word, weet. En maar sy was altyd liefdevol. En ons almal weet pa daai jare het ook baie geterwel, so sy moes maar vrou alleen hierdie 4 stout kinders grootmaak ook, jy weet, om al die pyn vat vir ons. Maar dan moet ek ook vir julle sê dat ma ouma Minnie het die mooiste eienskappe gehad waarmee die haar geskaap het. Vir haar was haar kinders en haar man altyd op eerste prioriteit, maar altyd nederig, gehoorsaam en wys van haar geloof gewees. Deur goeie tye, minder goeie tye of baie slegte tye, het sy nooit gewanker in haar geloof nie. Die laaste paar jaar van ma was baie swaar gewees. Met ergsterwe van paps, afsterwe van kleinsus Lizet, afsterwe van ou boet Johan, en vroeg in die jaar, een van haar jongstes Lida is in Januarie maand oorlede. En ons glo dit het vir haar die lewe baie moeilik gemaak. En maak nie saak van daai
daai situasies nie, het sy nog altyd standvastig in haar geloof gebly. En ons weet vandag dat Ma is in die hemel en daaraan twyfel ons glad nie. Daar is veel meer wat ons graag wil sê, maar woorde sal nooit genoeg wees om ouma of Ma te beskryf nie. Een ding is verseker, Ma het nie boermusiek van boermusiek gehou nie, dit is verseker. Pa het boermusiek gemaak, maar die Horiese Keis pa boermusiek gemaak. Nou ons net vir Ma sê, ouma, Minnie, dankie vir alles. Ons sal jou vir ewig mis. Ten laaste, Mama, dankie vir wie ons is. En dankie vir wat ons nooit sal wees nie. En dit het alles te doen met Ma, wat ons vir ons gedoen het, as ons groot gemaak het. En ek dink het ook weer gespoel na ons kleinkinders toe. En op die einde van die dag, tot ons weer sien, Ma, rus en vrede, ons is baie lief vir jou. Baie dankie. Vriende, kom ons sluit af met ons laaste lied op die pamfletjie, die oorwinningslied. Ons sing dit saam en daarna bid ons dat die Here vir ons sal seën en dan gaan ons aan. Ek sien in my gees die glorie en die alma van die Heer, die allerhoogste, ten liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Lof hom, prys hom, halleluja. Lof hom, prys hom, halleluja. Lof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou aan ons loflied, hef jou hand op na bo, blaas pasuines, op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, sal ewig staan. Lof hom, prys hom, halleluja. Lof hom, prys hom, halleluja. Lof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Nou bid ons Here, as ons verder gaan op ons lewenspad, dat U genade altyd vir ons genoeg sal wees, dat ons altyd sal weet, U het ons lief met 'n oneindige liefde, en dat ons elke oomblik daarvan bewus sal wees, dat U by ons is, en die pad saam met ons loop. Amen.